Right julle, so dis tyd dat ek nou 'n bietjie eerlik is met julle en vir julle sê my kinders is in ernstige trauma. Alright. Dus. So ons gaan net hierso so 'n bietjie stop en dan gaan ons kyk hoe lyk die gesig van ware trauma en vernedering. Jo, julle. Gelukkig is daar altyd 'n Katrein met haar mediese-sielkundiges hier op Facebook reg om te diagnoseer, nê? En dit is eintlik 'n ongelooflike skill, ouens, want julle weet die meeste mense gaan swat jare lank om hierdie tipes van diagnoses te doen en selfs as hulle klaar gaan swat het, nê, dan vat dit evaluasieprosesse en 'n hele paar sessies, maar hierdie mense, dit is so amazing, hulle doen dit binne 20 sekondes, nê? Hulle kyk hierdie 20 sekondes video en dan het hulle die diagnose, nê, en wat fout is. Dis amazing. Ek kan amper nie glo daar's nie 'n loopbaan in die mediese praktyk vir hierdie mense met hierdie ongelooflike skills nie, julle. Nou kyk, hierdie ongelooflike insiggewende kommentare kom gewoonlik van iemand soos Katrein wat een kind het, die kind is gewoonlik so 2 jaar oud. Nou moet julle weet, hierdie kind het 'n ongelooflike besige skedule, nê? Hy lê gewoonlik heeldag in sy camcot en sy TV remote of Katrein moet nou rondhardloop en seker maak hy eet nou nie die hondekos nie. Maar hulle is gewoonlik die gesoute kenners in kinderwelstand, sowel as saamgestelde families, nê? Stiefkinders, stiefmaas, al hierdie verskriklike complicated verhoudings, nee, hulle het baie insig daaroor. Ons kan gerus bietjie luister wat hulle te sê daaroor. Dit is iets wat hulle verseker baie van weet. Die ander spesialis op hierdie gebied is gewoonlik daai persoon met die geslote profiel, né? Wat mens nou nie kan ingaan en sien wat daar aangaan nie, maar dis gewoonlik iemand met so 6 vriende en 'n worshond vir 'n profielfoto. Nee, so as jou spirit animal nou 'n aggressiewe worshond is wat sy eie stert die heel dag jaag, dan kan ek nogal hierdie siniese en negatiewe kommentare heeltemal begryp. Ek het heeltemal begrip hiervoor en baie empatie en meegevoel met hierdie situasie. So julle weet, trauma is nou nogal 'n interessante ding. Enige professionele sielkundige sal vir jou sê, een van die eerste dinge wat mense optel wanneer 'n kind trauma ervaar, is gewoonlik bietjie die akademie wat gly, né? Die punte en sjoe. Ja, ouens. My kinders het verseker 'n probleem, julle. Ek gaan moet ingryp. Ek gaan ernstig moet ingryp. Kyk julle, ek verstaan dat almal nou nie noodwendig 'n sin vir humor kan hê nie. Party is net nie daarmee gebore nie. Ander het dit dalk verloor by die eerste doekreiling. Geen mens weet nie. Maar as jy nou voel, jy vind nou nie aanklank nie, skrol maar net verby. Of beter, wees 'n champion, né? En dan blok jy my net. Dan is ons albei vry van hierdie verskriklike trauma. Kyk julle, en hierdie is nou nie juis 'n blad vir die ouens wat love om elke liewe lewenskrisis te dramatiseer en te ry op empatie en kry my jammer. Dis nie daai tipe blad nie. Hierdie is vir daai mammas wat sopnat voor die wasmasjien staan want hy het nou besluit om te explode en dis nou Titanic tyd. Of die mamma wat 12 uur die aand hoor, ek het 'n projek môre en 'n kort 6 spelde, 'n halwe knoop en 'n sandkorrel. Dis daai mammas en die mammas wat daarvoor kan lag, né? Want daar is natuurlik ernstige dinge in die lewe, net omdat ons daarvan hou om grapjasse te wees. Beteken nie daar's nie hardships nie, né? Maar ek voel mens kan altyd iets vat met 'n ou tikkie humor. Dit maak net die lewe so bietjie ligter, né? Bietjie upliftment. Dat ons almal lekker kan lag en weet, dis die realiteit van 'n ma en dit is die realiteit van kinders hê. So ek gaan nou nie huil, slaaplose nagte hê of in 'n fatale posisie sit en wieg oor elke liewe koppie wat breek in die huis nie, julle? En daar gaan nog 'n beker. En dan gaan follow net asseblief vir Kayla om enige verdere trauma te vermy.